vroeë dae van die Christendom het die term Christus 'n diepgaande betekenis gehad, soos jy nou al agtergekom het hierdie laaste week. Dit het verwys na 'n aanhoudende koninkryk, met ander woorde, die universele teenwoordigheid van God in alles. Vriende, en ek probeer regtig nie slim wees hier nie, hoor my uit. Want met verloop van tyd het hierdie begrip verskraal tot 'n eksklusiewe fokus op die historiese figuur van Jesus van Nasaret, amper los van alles. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie verskraling het verrykende gevolge gehad, nie net vir teologie nie, maar vir hoe ons leef, liefhet en saamleef. Wanneer ons Christus beperk tot net Jesus van Nasaret, verloor ons die visie van God se teenwoordigheid in die hele skepping. Ons begin God sien as afwesig in die natuur, in ander kulture, in mense wat anders as ek dink en dalk selfs afwesig in my dag tot dag lewe. Hierdie beperkte visie het gelei tot eksklusiwiteit, kolonialisme en letterlik die uitbuiting van die aarde. Dit het reuse gevolge as ons 'n beperkte Christus dien. Deur Christus te beperk het ons 'n wêreld geskep waar sommige mense as binne en ander as buite beskou word. Ons het die aarde as 'n hulpbron gesien om te gebruik eerder as 'n heilige ruimte om te eer. Ons het oorlog gevoer in die naam van 'n God wat ons nie ten volle verstaan het nie. So daar moet weer 'n herontdekking van die universele Christus en sy koninkryk plaasvind. So ons het die voorreg om hierdie storie weer nuut te omarm en weer nuut te vertel, want daar is 'n ander manier. Wanneer ons die Christus sien as die teenwoordigheid van God in alles en almal, begin ons hierdie wêreld anders benader. Ons sien God in die gesig van die vreemdeling, in die skoonheid van die natuur, in die stilte van ons eie harte. Hierdie visie nooi ons uit tot 'n lewe van medelee, geregtigheid en verbondenheid. So dit verg 'n nuwe manier van sien. Die uitnodiging is om ons oë oop te maak, om Christus oral te sien, nie net in heilige tye nie, maar in die alledaagse, in die gewone, in die ander. Want wanneer ons Christus oral sien, begin ons anders leef. Ons begin lief hê sonder grense, dien sonder voorbehoud en leef met 'n diep respek vir alles wat is. Wat is ons grootste risiko? Nie was wat ons gedoen het nie, maar wat ons nie gesien het nie. Tot môre, mooi loop.